Ek eer die Here net vanmôre dat hy oorneem, ons het gevra daarvoor. Nou, ek wil vanmôre 'n hele paar teksgedeeltes oor praat, want baie keer dan lees ons 'n gedeelte in die Bybel in isolasie en ons kyk, okay, wat beteken hierdie gedeelte? Maar as ons begin kyk na wat is daar wat God met ons praat oor sekere goed? Ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor tekste waar Jesus vir ons gesê het, wees lief vir mekaar, en dan bid hy weer dat ons nie uit die wêreld uit moet gaan nie, en dit klink vir ons baie keer of hierdie goed, maar dit maak nie sin nie, dis teenstrydig. Maar as ons mooi gaan kyk, God se hart is nooit teenstrydig nie. Sy hart is altyd daar vir ons, en sy hart maak sin. Johannes 35, nou as ons nou hierdie teksgedeeltes lees, daar's 'n hele paar van hulle. Dan gaan dit vanmôre oor die gawes, die geestelike gawes en die talente wat die Here vir ons gee. Want daar's gawes wat hy vir party mense gee. 1 Korintiërs 12 sê hy gee dit soos hy wil, maar daar's talente. En ek weet hierdie is 'n talentvolle gemeente. Hier is klomp goed aan die gang. Hier's mense met uitstaande karaktereienskappe. Elkeen van ons het iets unieks wat die Here vir ons gee. Maar as ons kyk na daai gawes en die talente wat ons het, hoe wend ons dit aan vir die koninkryk? Steek ons dit weg? Is ons te bang om vir die ander mense te wys wat ons talente is? Of jy weet, as 'n koekbak, en ek gaan nou een van daai wees, as ek 'n koekbak, dan gaan ek dit nie sommer deel nie. Ek gaan my oordentlike stuk eet uit daai koek uit. Maar wat is dit wat die Here regtig wil hê? Wat moet ons doen met die gawes? En hoe impakteer die gawes en talente wat ons het op die mense wat die Here op ons pad bring? Johannes 35. Ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Van die vorige vertaling sê daarso, sal die wêreld weet dat julle my disippels is. En dan Johannes 17 kom Jesus en hy sê, hy bid tot die Vader, hy bid vir die disippels, maar hy bid ook vir ons, want hy sê dit daarso, Vader, ek bid nie net vir die disippels, maar ek bid vir elkeen wat na my toe kom deur die woord. Met ander woorde, dis vir my en jou. Ek vra nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle teen die bose beskerm. Jesus se plan is nie hier dat ons moet onttrek nie. Sy plan is juis transformasie. Nou daar's nog teks wat ek wil deel, maar ek wil net vir julle 'n prentjie skets. Jy weet, 'n hele klomp jaar, dis regtig 'n hele klomp jaar, het ons die voorreg gehad om op een van hierdie groot bote te gaan. Nou julle ken my. As ek op 'n vliegtuig moet gaan vlieg, dan hyperventileer ek, want ek is so bang vir hoogtes, ek kan niets oorkom. Dan dink ek, okay, hierdie groot boot, hy is daarom groot, hy's vas in die water, daar gaan niks met hierdie boot gebeur nie. Klim jy op, hulle wys vir jou die reddingsboot en nog, maar is nou simpel, dit gaan daar mos nou niks gebeur nie. Nou al wat jy doen op daai boot, jy eet en jy slaap, en jy eet en jy slaap, en jy eet en jy slaap. Dis al wat jy kan doen. Want jy dink nie eers aan hierdie klomp water hier om hierdie boot nie. Jy is so veilig as kan kom. Jesus stuur sy disippels, hy sê, klim in die boot, gaan julle na die oorkant van die meer toe, hy bid. Toe hulle oë uitvee, is hulle middel van daai see in 'n storm. En daai bootjie van hulle begin water inkry. En hulle dog niks, en Jesus nou klaar, ons het dan vir so 'n paar weke het ons daarom nou Jesus se disippels gewees. Jesus kom op die toneel, hy maak die storm stil, hulle is aan die ander kant van waar hulle moet wees. Nou ek en jy, op ons bootreis, ons weet, dat dit wat Jesus hier gesê het, ek sit julle boot in die water verteenwoordig die Heilige Gees, maar in hierdie geval is hierdie bootjie van ons, wanneer Jesus sê, Vader, ek vra nie dat julle uit die
uit die wêreld uit moet vat nie. Ons bootjie is soos in hierdie water verteenwoordig die wêreld rondom ons. Die wêreld se goed is buite waar ek en jy in is. Ons is in die Heilige Gees. Ons bootjie is in die Heilige Gees. Ons is daar waar ons moet wees. Maar partykeer kom daar gaatjies in daai boot. Wat is dit wat ek en jy doen? Wat gate veroorsaak in daai boot? Want die oomblik, as daar 'n gat in daai boot is, dan kom daai water van die wêreld in jou boot in. En laat jou boot sink. Jesus het nooit van ons verwag om in isolasie te wees nie. Hy het vir ons gesê, julle sien die goed van die wêreld. Maar Vader, ek vra dat U elkeen wat aan U behoort sal beskerm teen die aanslae van die bose, teen die aanslae van Satan. Wat is dit wat Satan wil doen om gate in daai boot te maak sodat dit kan sink? Selfs Paulus het in sy prediking die mense daaroor gepraat. Nou sê in 1 Korintiërs 5 vers 9 en 10. Sê ek het vir julle 'n brief geskryf. In my brief het ek vir julle geskryf om nie met onsedelike mense om te gaan nie. Ek het egter nie bedoel die onsedelike mense van hierdie wêreld nie, want dan sou julle uit die wêreld moes uitgaan. Ons is deel van die wêreld rondom ons sodat ons 'n impak kan maak. En wat is daai impak wat ons kan maak op die mense wat nie vir Jesus volg nie? Want Jesus se opdrag was so spesifiek. Wanneer daar liefde onder julle is, gaan die wêreld kennis neem daarvan. Ek vra vir jou vanmôre en ek is nie besig om enigiemand af te kraak nie, die kommissie wat daar is om te kyk na die kerke. Hoekom dink julle wil hulle die kerke toemaak? Want hulle sien daar's iets anders. Ek praat nie van die nonsens wat aangaan nie. Ek praat van die liefde van Christus wat so oorweldigend is dat mense dit nie kan hanteer nie. Want hulle weet nie wat dit is nie. Daar's nog nooit iemand wat werklik waar dit ingeploeg het in hulle lewe in nie. Ons kan nie in isolasie leef nie. Daar's baie Christene wat hierdie tekste vat op die letter en sê ons meng nie met sondaars nie. Nou joh, dis 'n woeste stelling want jy self eintlik nog maar 'n sondaar. Ons sal eendag sondevry wees wanneer ons by Jesus is. Ons kan nie wegbly van die dinge wat rondom ons aangaan nie. Ons moet juis 'n lig gaan wees in daai omstandighede. Ons moet die sout wees in daai omstandighede. Dan is die sout wat geur gee. En Jesus beskryf jou as sout. So ek wil 'n bietjie dit nader bring nou aan die gawes en die talente en as ons kyk na 1 Korintiërs 12, dis die geestelike gawes. Dis vir my die bonatuurlike goed wat gebeur. En dan die talente wat ons het. 'n Talent om 'n kar reg te maak, 'n talent om koek te bak, 'n talent om mooi te sing, 'n talent om mooi te skilder. Wat maak jy met daai goed? Daar waar jy daar besig is. Met daai mooi goed wat die Here vir jou gee. Gisterand voordat ek gaan slaap het ek sommer die TV aangehaat en nou weet ek nie wat presies wat daai program se naam is nie, maar as hierdie wel is soos sing talente en goeters, America's Got Talent of so iets. Wys hulle daar hierdie mense wat daar sing, die goed wat hulle doen. En weet dit lyk vir ons aards, daar's nie regtig waar geestelike liedjies wat gesing word nie. Maar die vrou, ek maak die Here my oë so oop daar dat ek Jesus se liefde vir daai mense kan sien wat daar optree. En dis wat hy doen. Hy kyk na ons met 'n ander tipe liefde as wat ons geleer het van kleintyd af. Daai
kompassie wat hy vir ons het, daai deernis wat hy vir ons het, is 'n liefde wat ek en jy van hom af het. Dis 'n liefde wat hy in ons harte sit, sodat ons uit 'n ander oog uit na die mense rondom ons kan kyk. Want as hy vir ons sê, wees julle so lief vir mekaar, dat dit 'n impak gaan hê op die wêreld. Dan praat ons nie van 'n oppervlakkige liefde, wat ons hier sê, jong, ons gemeente is 'n liefdesgemeente, en dit is so, hier's mooi liefde. Maar ek wil hê ons moet 'n bietjie dieper gaan, want wat is die impak van daai liefde? Wat is die impak van daai liefde? Ja, ons is besig in die selgroepe, ons ondersteun mekaar, ons kyk na mekaar. Maar nou wil ek vanoggend dit 'n bietjie verder vat, want as jy meer in diepte gaan kyk na 1 Korintiërs 12 en 13 en 14. Dis een gedeelte. Ek weet ons haal 1 Korintiërs 13 uit, dit is 'n ongelooflike hoofstuk oor die liefde. Maar daar's 'n dieper betekenis daaraan. Want as jy kyk wat Paulus daar skryf, hy gee vir ons die gawes van die Heilige Gees. Hy teken die prentjie daar, wat is hierdie gawes wat die Heilige Gees uitdeel? Wat is die funksie van daai gawes? Die funksie van die gawes is veronderstel om Jesus te verheerlik, om God te verheerlik. Want as die Heilige Gees vir my 'n woord van kennis gee, 'n woord van waarheid gee, sê, hier's iemand wat 'n seer knie het, dan weet ek dat ek weet, sy woord is waar. Maar wat wil hy doen? Dis nie vir my wat hy dit gee nie. Hy gee dit sodat hy genesing kan gee in die persoon wat siek is of wat 'n probleem het, sodat Jesus verheerlik kan word. Dis hoekom ons daai gawes het. Dit is dat die kerk opgebou word, maar dat die Here verheerlik sal word deur elkeen daarvan. Ek gaan nou net so 'n paar verse uithaal uit Korintiërs 13, want ek wil hê ons moet daarna kyk en dan kyk wat die impak daarvan moet wees op die gawes, wat die impak daarvan moet wees op die talente wat ek en jy het. Die liefde is geduldig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. Hierdie liefde is 'n uitgaan liefde. Is nie 'n liefde wat opgeborrel word in jouself nie. Ons gaan nou verder kyk. Die tweede gedeelte, dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat aan hom aangedoen word nie, dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Dan die laaste een is, die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou, dit hou aan met hoop, dit verduur alles. Wat sê hierdie gedeelte van ons oor ons uitkyk op die wêreld, oor ons doen in die wêreld? Ons gaan terug na elkeen van hulle toe. In Korintiërs 12 verduidelik Paulus die gawes. Hoofstuk 13 sê hy die manier wat ons daai gawes moet uitleef, en dan hoofstuk 14 gaan hy aan en hy praat oor die tale, hoe dit moet plaasvind en profetiese woord. Vers 4, die liefde is geduldig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, is nie blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. Met ons gawes, met ons geduld uitoefen met ander mense. Want as ek weet die Here wil iemand genees en die Heilige Gees laat my bid vir iemand, dan partykeer ek moes ook al gaan repente daaroor, want jy staan so, jy het so 'n opgewondenheid in die Heilige Gees. Jy weet wat die krag van die Heilige Gees is.
Maar nou bid jy vir iemand en staan daai persoon net so. Dis nie net wakker word nie. Dis nie my werk om vir hierdie persoon te sê wil jy nie wakker word nie. Dis die Heilige Gees wat dit doen. Jy bid net. Jy bid omdat die Heilige Gees jou toelaat om te bid. Jy bid nie omdat jy so oulik is nie. Gaan nie oor jou nie. Dit gaan uit en uit oor daai liefde wat God vir daai persoon het vir wie jy moet bedien. Ons gebruik nie ons gawes en ons talente vir onsself nie. Ek praat nie hier net van die Korintiërs 12 gawes nie. Ek praat van jou talente. As jy weet daar's iets sonderliks in jou lewe, jy kan iets baie goed doen. Doen jy dit vir jouself? Doen jy dit om jouself te verryk? Doen jy dit om jouself in 'n posisie in te sit? Of doen jy dit sodat Jesus verheerlik kan word? Pieter, ek wil jou nie op 'n spot sit nie, maar jy maak die lekkerste kos. Maar wat maak jy met daai talent? Wat maak jy met daai talent? Ek adverteer, ek maak kos. Jy gaan so 'n bietjie betaal daarvoor, maar ek deel. Hy deel daai awesome talent wat hy het om lekker kos te maak, deel hy met ander. Hier's ander van julle wat kos onder mekaar uitdeel. Hier's van julle wat julle talente met mekaar deel. Dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Dis wat die Here wil hê ons moet doen. Die tweede een, vers 5. Dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belang voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word. Staan nie vir daai persoon, onthou jy, ja, en weet jy, so 2 jaar terug, jy dit en dit gedoen, maar moenie worry nie, ek gaan nog steeds vir jou bid. Gaan nie oor jouself nie, gaan oor die Here. En wanneer jy saam met iemand bid, waar jy by iemand gaan kuier, waar jy sommer net iets lekkers vir iemand vat, doen jy dit sodat die gemeente kan sien, maar hier is nog iemand wat sy naam op 'n lys gesit kan word, wat ons vorentoe kan gebruik. Of gaan dit daaroor dat Jesus verheerlik word? Gaan dit daaroor dat Jesus verheerlik word? Ons dra nie seer of konflik saam met ons in Jesus se liefde nie. Kan nie saamloop nie. Jy sien wat jy moet dit skei, jy moet besluit, wat wil jy maak met daai seer? Wat wil jy maak met die seer van die verlede? Nie wat ons is oor het, maar wat gaan nie in jou hart aan? Wat gaan in jou kop aan? Dan kom jy agter, jy is eintlik nog nie heeltemal oor dit nie. As ons seer gekry het. Man, ek weet hoe ons klein seentjies was. Ons het katte kwaad aangejaag, ons het uit bome uitgeval, ons het mekaar met wimbikse geskiet, want ons self 'n pleistertjie opgesit, dat ma en pa nie sien, daar sit nou eintlik 'n wimbikskoeltjie in die been vas. Maar dan begin daai ding sweer. Nou ja, dan is dit eers pak slaaf voor dit na die dokter toe gegaan word. Maar daar word 'n pleistertjie opgeplak. En as daai wond skoon gemaak is, dan kan jy na 'n rukkie daai pleistertjie afhaal, dan kan jy sien, daar's dalk nog 'n merkie, maar die wond is genees. Laat ons toe dat die liefde van Jesus ons wonde genees. Ons kwaad in ons harte. Laat ons toe dat die Heilige Gees dit met God se liefde kom skoonmaak en genees. Dis wat hy wil hê wat moet doen. Jy sien, in konteks van ons gemeente, is daar goed wat gebeur in gemeentes, daar's goed wat wêreldwyd in die kerk gebeur. Is daar een botteltjie pilletjies, en dit is die liefde wat saamloop
met vergifnis of vergifnis wat saamloop met liefde. Want jy het daai liefde van Jesus nodig om volkome te kan vergewe. Jy kan nie vergewe sonder daai liefde van die Here nie. Dit treur nie oor die onreg wat plaasvind nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig oor die waarheid wat seëvier. Daar is soveel onreg in die wêreld op die oomblik. Daar is soveel onreg in ons land op die oomblik. Kyk maar na die dinge wat aan die gang is. Dis, man, jy kan dit net, as jy dit nou mooi in Engels wil sê, it's a sad day for the church. Dis waar ons is. Dis 'n hartseer dag vir ons. Die onreg wat plaasvind. Nou weet jy wat die ergste is daar selfs uit kerkgeleerders, uit kerklidmate wat in besigheid staan, wat in ongeregtigheid optree, want almal doen dit. Want ons het gekom by 'n plek van almal doen dit. Marieta het ander dag, toe ry sy agter 'n kar, jong mense in die kar, en hulle sit en drink, hulle gooi die bottels by die venster uit. Nou dan moet jy nou weet, sy gaan agter hulle aan ry tot hulle stop. En waar stop hulle? By die drankwinkel. En sy praat met hulle en sê, weet julle, dit is nie reg dat julle die leë drankbottels so by die vensters uitgooi nie. Wat was die antwoord? Ag nee, ons doen dit waar almal doen dit. Ons het 'n samelewing geword van ons doen dit maar omdat almal dit doen. Wie wat is vandag se boodskap? Vat daai liefde van God. Vat daai liefde van 1 Korintiërs 13 oor die gawes, oor die talente. En gebruik dit so dat God verheerlik word. Dan kan ons sê, ons doen dit want almal doen dit. As ons dit hierdie toepas. Kom ons begin dan om van mekaar te sê, ek doen dit omdat ons almal saam die Here verheerlik. Dan kan ons daai sê ding sê. Gawes mag nie gebruik word, of dit nou die geestelike gawes is, of jou talentgawes, mag nie gebruik word om ander mense te manipuleer nie. Dis uit. Manipulasie is uit in die koninkryk van God. Hoe laat ek gou vir hierdie persoon hierdie ou geskenkie vat, miskien sal hulle land dit of dat doen. Dit gebeur so baie. Ons wil mekaar manipuleer deur dit wat ons vir mekaar sê. Daar is nie plek vir manipulasie in die koninkryk van God nie. God haat manipulasie. Hy haat dit. Geestelike gawes en die talente word vir ons gegee om mense nader aan mekaar te bring. Nader aan mekaar te bring. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. Onthou net, as jy daar is om iemand te bedien, as die Heilige Gees vir jou vra om iets vir iemand te doen, nou staan ek nou hier voor en ek moet nou vir iemand bid, maar ek weet wat daai persoon gedoen het. Weet jy wat is een van die groot goed wat in van die kerke gesê word? En dis hoekom die wêreld vir ons pak slaaf wil gee. Jy moet eers daai ding los. Dan sal die Here oorweeg om jou te help. Dis nie hoe God werk nie. Dis nie hoe God werk nie. God genees omdat hy God is. Die disippels vra vir Jesus oor 'n blinde man. Here, is dit hy wat gesondig het of is dit sy maale wat gesondig het wat maak dat hy blind is?
Maar wat is Jesus se antwoord? Nie die sondes van hom nie, ook die sondes van die ouers nie. Hy's blind sodat God verheerlik kan word. Nou hoe word God verheerlik deur iets wat negatief in ons lewe is? God word verheerlik deur die genesing wat plaasvind. Want Jesus het aan daai kruis gesterf sodat daar genesing kan kom. Sodat God by 'n plek is waar hy sê, wanneer jy jou sondes bely, wanneer jy jou sondes bely, is jy deel van die koninkryk. En ek sê nie daarmee, dit is 'n voorvereiste vir genesing nie. Ek weet van mense wat in sonde gelewe het, wat nie naby die Here was nie, wat die Here genees het, bonatuurlik wonderwerk genees het, na hom toe gedraai. So ons moenie ons blind staar teen die sonde van hierdie of daai of kyk nou net, wat doen daai ene nou alweer verkeerd? Kyk wat doen daai ene nou alweer verkeerd. Draai jou oë bietjie gou om, laat jy jouself kan sien. Wow, wat het ek nou verkeerd gedoen? Here, vergewe my. Vergewe my vir dit wat ek verkeerd doen. Die liefde bedek nie daai sonde nie, maar dit help om genesing te bring. Ons vertroue is op die Here. Ons vertroue is nie op onsself nie. Wanneer ons vir mense moet bid, wanneer ons mense moet help, wanneer jy kos maak, wanneer jy ook al wat doen, onthou, dis die Here wat vir jou daai gawes gee, dis die Here wat daai talent vir jou gee. So wees waardig in dit wat hy vir jou gee. En moet ook nou nie soos baie mense sê, ag nee wat, ek is maar net gemaak en so laat staan, ek het nie al hierdie goed nie. Weet jy wat sê die woord van God? Jy is in die beeld, na die beeld van God geskape, sonde het 'n bietjie ander kleure aan jou kom gee, maar die Here het juis gekom, dat die Heilige Gees ons kan transformeer, om meer en meer soos Jesus te wees en te leef. Ons gaan nooit volmaak wees, voordat ons hemel toe gaan nie, maar dit moet nie 'n verskoning wees vir ons, om nou maar te doen wat ons wil doen nie. Dit moet juis 'n aansporing wees vir ons, om te sê, Heilige Gees, verander my, sodat ek eer kan bring aan my Here, sodat ek my Here kan verheerlik in die wêreld waarin ek is. En dan moet ons gebed ook wees, ek wil afsluit daarmee, dan moet my en jou gebed ook wees, Vader, Heilige Gees, help my teen die aanslag van die vyand. Here, ek is bewus daarvan, dat hy probeer om my van die spoor af te bring. As daai versoekinge kom, dan weet jy mos nou, dis nie van die Here af nie, dan vra jy vir die Here om jou te help. Bid, dat die Here vir jou van die gawes oopbreek. Ons wil almal vir mense bid dat hulle genesing kry, en dan kan ons sê, wow, daar het soveel mense genees in die diens. Maar vra vir die Heilige Gees, om jou te help, om in die Gees te kan raak sien, wat jy moet sien. Discernment. Vra dit van hom, om dit eers in jou raak te sien, wat jy moet raak sien, en dan te sien, wat jy moet doen, om 'n persoon te help, om by die Here uit te kom, 'n persoon te help, om net 'n bietjie op te tel. Al is dit net 'n koek wat jy vat, al is dit net 'n telefoonoproep wat jy maak en sê, ek dink aan jou. Of na iemand toe gaan en sê, man, ek weet jy het operasie gehad, ek weet dit gaan nie so goed nie, hier's ek wil graag saam jou bid. Dis die liefde. Dis die liefde wat die gawes laat oopbreek. Want Paulus sê daar, ons kan vir mense bid, ons kan profetiese woord gee,
Maar as daar nie liefde is nie, hierdie wat ons hier met mekaar gedeel het vanmôre, as jou liefde nie mense opbou nie, as jou liefde nie die gemeenskap van die kerk by mekaar bring nie, as jou liefde nie die waarheid oopbreek nie, dan moet jy vir die Here vra om dit te verander in jou lewe, sodat daai liefde alles kan oordek. Want op die einde van die dag, daai dag, wanneer Jesus terugkom, dan gaan hy kyk waar sy liefde in jou is. Dit gaan oor sy liefde. Dit gaan oor die opdrag, ja, wat hy gesê het, maak disippels, vertel ander. Maar wat is disippelskap? Dis vertel die mense van Jesus se liefde. Vertel die mense hoe die Here hulle wil gebruik om ander weer aan te raak. En dit is sy boodskap vir ons vanoggend. Dat ek en jy moet hande vat binne die kerk om so 'n verskil te maak dat die wêreld nie anders kan as om te kyk. Dit wil sê, ek wil deel word daarvan. Laat Jesus se liefde jou lewe verander, laat Jesus se liefde vir jou oorweldigend word, dat jy dit uitleef vir die mense rondom jou, en sodat God verheerlik word deur elke ding wat jy dink of doen. Amen.